Hartlik welkom by die nuwe program wat ons vir u aanbied in 2026, die Blou Bloed Kontry. Ek, Johan Heymans, gaan die aanbieder wees vir hierdie program. Dit is vir ons 'n aangename voorreg dan om hierdie dan vir u te bring, net ter kennis en insaag, nie net oor datums nie, maar ook oor die spelers, die afrigters en die beweging van rugby in ons Blou Bloed Kontry. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou bloed. Ja, ons is blou bloed. Ja. Die pyn in ons is 'n ou vriend. Ons deel dieselfde, die blou merg en been. Deur staal en stof, ons een verbond. Ons blou bloed bind ons sterk en gesond. Ons blou bloed bind. Welkom by die Blou Bloed Kontry, die aanbieder Johan Heymans. En ek is bevoorreg om hier by my te hê Faith. Mbangi. Sy help my altyd uit daar met daai van 'n tongknoper vir my, al is ek 'n kommentator. Faith, we're happy to have you here on the program. It's a leading program for the season, and what we're trying to expose here is what's happening on the club level, not only in regards to the men's side of it, but also to you as a woman. As we spoke a bit earlier, club champions of Sibanya Stillwater League. Yes, we are. Congratulations, excellent stuff. I think it's a big achievement for you, especially for your team and then for your club as well. Last year you started off with the Women League here in the Blue Bull country. Yes, we did. I wanted to start by saying thank you for having me. Last year we had the Carlton Cup and our team went on to represent the Blue Bulls in the Women Club Champs. Ahead of the competing teams. Yes, we are, definitely. We finished the Sibanya Stillwater League at the top and we have a clean sheet. No team in that tournament has scored against us. That's excellent to hear. Listen, Tommy, have you got enough supportive players, meaning that you have got a team group bigger than 23? Yes, we do. On a normal day, we have 30 plus girls at training, so we have the full Awesome. two teams to go against each other. And they come together if they're not in the starting 23, they do come to the games and watch, they help out with logistics and all. So we have quite built the community. That's excellent stuff to hear. Tell me one thing, as off the pitch, do you go about and see where you can recruit players, perhaps? We do. We use social media now mostly, and word of mouth is one of the best ways to get players to come to our club. So we do have the people that are recruiting. Faith, now the big question is, what is your favorite position on the pitch? Scrum half. Oh, you don't say. I used to play scrum half in my day as well. Great. So in future, I will make sure that I keep an eye there whenever you perform. And maybe you can give me a tip or two, or maybe I can give you a tip or two. But enjoy your season up ahead, and may it all be well for you and your club as well. Thank you very much. Thank you for having me. You're welcome. Ons is die vuur, die bloed in die are. Welkom hier by ons program. Lekker om jou hier te hê. Jy kom hier van Harlequins af. Maar vertel ons nou eers 'n bietjie so van verlede jaar of tot en met nou, of jou afgelope 3 jaar of miskien die afgelope 4 jaar. Vir ons 'n bietjie in, man. Ek dink daar's verskeie van die klubs wat sou ook lekker groot is. Ja, Johan, eerstens baie dankie. Is vir my 'n eer om hier te wees. Dit is altyd lekker as 'n ou al die draaie geloop het as 'n speler en dan begin afrig het. Jy weet, 'n speler kry jy die wêreld te sien en so ook met 'n afrigter. So, dis lekker om weer 'n bietjie terug te gee by jou menswees en plek waar jy groot geword het, waar jy rugby gespeel het, die Blou Bulle, die geliefde Blou Bulle, my geliefde Blou Bulle. Ek dink ons almal wat iets doen met Blou Bulle is geliefd. So ja, dis vir my net baie lekker om weer betrokke te wees, veral in Pretoria en natuurlik by een van die oudste klubs, Harlequins. Maar so nietemin, jy weet die lewe loop 'n draai met 'n ou en veral in die afrigting en sportwêreld. Ek was baie bevoordeeld of bevoorreg geweest om die laaste 3 jaar in Rusland deur te bring. Saam met ook 'n voormalige Blou Bull speler, JP Nel, as hoofafrigter daar. En wat 'n amazing tyd. Baie uitdagings. Hulle is bietjie verder agter met rugby as ons,
maar daar skort niks met hulle vermoë of hulle intensiteit of die Toegewydheid. liefde, die toegewydheid. Ja. Die uitdaging wat 'n ou het, is 'n ander kultuur, 'n ander taal natuurlik. En ek dink die groot ding en veral in vandag se rugby en veral vir Suid-Afrikaners, ons is baie emosioneel oor sport. En ek dink is die oordrag. Dis die oordrag van rugby, dis die oordrag van kennis na spelers toe waar jy nie kan kommunikeer nie. Jy het 'n tolk nodig en dis waar die Engelse spreekwoord inkom van lost in translation. So Ja. dis lekker uitdaging. Ja, beslis. Maar nietemin, ek dink in die laaste 3 jaar, veral die laaste 2 jaar was ons baie suksesvol en ons het dit reg gekry om oor te dra wat ons wou. Ek dink in 5 jaar het ons in 5 finale gespeel, 4 gewen, waar ons verlede jaar al 3 die bekers in die Russiese liga in 1 jaar gewen het as een van die jongste klubs. Uitstekend man. So dit was lekker, maar soos hulle ook sê, jy weet, change is as good as a holiday. Nou is ek terug in die land. Ou kan nou verstaan, ou kan nou kommunikeer. Definitief. Ek wil gou by jou hoor terwyl jy daar in Rusland was, nê. Hoe lyk dit? Hoe vergelyk die klapvlak so 'n ondersteunersopkoms met hier plaaslik? Want ek moet vir jou sê, jy was nou 'n rukkie weg gewees, Carlton gaan jou verras. Nee, ja, dit is die ding, dit is die groot ding. En daarom is ons ook betrokke. Ek meen die klub rugby in die Bloubil se streek. Ons president Willem Strauss en Jaco Dames, hulle doen ongelooflike werk en ons klub rugby is baie sterk in Suid-Afrika, veral in die Bloubil kontry. Ja. En dis maar deel hoekom ons ook weet betrokke is. Ja. Is om die spel te vat na die klubvlak toe en na die mense toe. Jy weet dit is 'n familieding. So ja, in Rusland sekere wedstryde is daar nie so groot opkoms nie, maar in hulle finale kyk hy ook hier na 5-6 000 mense in klein dorpies, alhoewel die land baie groot is. Dis die dorpies wat rugby speel. Is dit 'n goeie opkoms. Jy weet rugby is die vyfde sportskode in Rusland. Ja. So in daai opsig is dit goed. En ek dink ou kan dieselfde sien as in die klub rugby hierso. Dit is altyd lekker om te sê, hoorie, raak bietjie deel van die familie, raak bietjie deel in die klub soos in ouds. Jy gaan speel in die klub wat naby jou huis was of om die hoek is en jy weet ouma en oupa kom en boetie en sussie en niggie en neefie. So ek dink dit is die groot ding. Ek dink dis die groot ding wat hy ook wil bly kweek. Weer 'n bietjie nuwe herlewing in klub rugby. Carrie, met jou ondervinding wat jy nou opgedoen het aan die ander kant van Rusland, glo ek daar's altyd iets wat 'n mens kan terugploeg hier by jou mense, maar jou agtergrond as 'n bewese Bloubil Springbok speler, ek meen die spore wat jy al getrap het en so aan. Wat sien jy, gaan jy terugploeg hier, maar eerstens voordat ons daai vraag geantwoord kry, jou rol by Harlequins. Vertel ons meer. Man Johan, ek het aan die begin van die jaar 'n geleentheid gekry om betrokke te raak by Harlequins. Ek is tans nou hoof van rugby daar. So uit staanspoor uit het ek weggespring om eerstens weer hard te dryf om 'n kultuur te skep. Nie dat daar nie 'n kultuur was nie. Maar soos hulle ook sê, 'n nuwe besem vir altyd skoon. So nuwe ouens kom met nuwe idees, nuwe gedagtes. Ek dink die groot ding vir my by Harlequins is soos ek nou gesê die kultuur te verander en daar's die beste uitdrukking is wat die Engelse sê, daar's 'n sense of belonging. Vir my absoluut al my ervaring in my rugby en die geleentheid wat ek gehad het en ook om die wêreld te sien en met verskillende mense betrokke te wees en te ontmoet. Vir my is 'n groot ding is balans. Ons is in menslike kapitaal en uit staanspoor uit is dit hoe ek dit benader het. Daar's plek vir almal. Daar's 'n geleentheid vir almal. Ek het so sê dingetjie die bus ry. Dis jou keuse om op hom te wees of nie. En ek dink die spelers het goed gereageer. Ek dink as jy gaan kyk na die balans, daar's lewe na rugby en ek dryf dit hard. Onthou ons is in 'n semi-professionele klub rugby. Mense werk. Mense het nie altyd tyd om in die aande by oefening uit te kom nie. En ek dink die uitdaging by klub rugby afrig is. Vanaand het jy 7 ouens, môre aand het jy 40 ouens. So ou moet bietjie kan begroot en daar's uitdagings. En hoekom ek sê die menslike kapitaal is vir my belangrik en dit is 'n groot ding wat ek dryf is. Ons is almal mens. Ons voel nie elke dag dieselfde nie. Ons het emosies. Jy het dalk moeilikheid by die werk, het dalk 'n familie 'n lid verloor,
weet daar's baie uitdagings en dit is hoe jy dit alles saam ineensit. Nou sit jy met 70 ouens wat 70 verskillende emosies het. Jy kan nie beheer 24/7 wat by hulle aangaan nie. En 'n ou moet dit kan inkorporeer, maar terselfdertyd moet jy die regte dinge kan implementeer met rugby. Want almal is daar omdat hulle lief is vir rugby. En ek dink dis my uitgangspunt. Rugby is 'n baie belangrike gedeelte. Dis daai kameraderie, dis daai familiegebonde ding en ons Suid-Afrikaners is emosioneel oor ons sport en ons wil altyd die beste wees. Ja, beslis so. So ek dink dis die twee dingetjies wat daar gepaard gaan is vir my is menslike kapitaal, so daar moet balans wees en dan die rugby, want ons is kompeterend as 'n nasie. Korrek. Jy weet ek wil vir jou daar aanvul. Ek haal my hoed af vir jou. Jy bring iets anderste na die klub toe wat en ek wil net vir jou bysê ek is al so 24 jaar by die Blou Bulle skeieregtervereniging betrokke. Van daardie jare af wat ek nou maar sien so rondom my hoe rugby ontwikkel en waaroor dit gaan en so aan, is iets anders dan wat jy bring na klub rugby toe. En ek dink dit is baie belangrik in ons semi-professionele era wat ons beleef, is die feit dat jy sorg vir die spelers of kry dinge in plek om vir hulle te sorg na rugby. Ek het van kleins af wat ek geleer het ook by 'n spanmaat se pa wat eendag so langs ons laerskool veld gestaan het daar in Newcastle toe ons gespeel het. Halftyd toe kom hy na ons toe sê hy vir ons: jy speel soos wat jy oefen. Absoluut. En hy was by die eerste oefening weer daar gewees, nê. En ek sê vir jou, jy kon die verskil sien in jou rugby, jou commitment soos wat die Engelsman kan sê na die sport het. Maar jy bring 'n ander dimensie by en ek is dankbaar daarvoor, nie net vir my persoonlikheid gaan my nie beïnvloed nie, maar vir die spelers. Jy weet, as 'n speler op die veld seer kry, jy as coach weet, jy het hom nodig. Hy's 'n kernspeler in jou span. Ek sê as skeieregter en as 'n buitestander, ook vir my eie seuns, ek sê luister jy het seer gekry nou. Jy's nou 'n hero om op te bly, maar oor 3 of 4 jaar gaan almal van jou vergeet. Almal van jou vergeet. So en dit lyk vir my jy kyk na daai aspek daarso en ek het respek daarvoor en dankie daarvoor en ek glo dit gaan positiewe uitvloei in jou klub ook. Nou die ander ding is jy het al 'n bietjie opwarmingswedstryde gespeel, hoe het dit gegaan sover? Man Johan, ja, ons het uitstaanspoor uit. Ek is 3 weke voor die Sibanya Liga aangestel. So ek dink die groot ding was voorbereiding vir nie net vir my nie, met jou span, ek dink dit vir al die klubs. Wat 'n lekker kompetisie gewees. Ek dink dit was 'n baie goeie kompetisie. Ek dink dit het ook vir baie spanne mooi half in perspektief gesit waar hulle sit met hulle diepte en met hulle spelers. Ons is genoodsaaklik vir spelers om te kom. Natuurlik. Jy weet, so ek het 'n sê dingetjie, when the student is ready, the teacher will arrive. Ons kan nie mense forceer nie. Ja. Maar my groot ding is as ek die ding saadjie kan plant en hulle sien dis iets anders en hulle wil kom. Ja. Ek dink dis die groot ding. So ons het ek het die grappie gemaak en gesê ja, ek het 5 weke se werk wat ek in 3 weke moet insit en dan is ons nog nie eers daar nie. So ek so kyk na my beplanning. Ons is nou in week 14 van ons beplanning by Koens en die Carlton Liga skop nou af. Ja. So ons het 'n paar wedstryde gehad. Ons het ook die Supercup gespeel wat ons nou gewen het teen die Pirates van Johannesburg. Dis die 2 oudste klubs. Uitstekend, né? En ek dink die Sibanya Cup het ons goed voorberei alhoewel ons nie gepresteer het soos wat ek regtig wou nie, maar as ou in die groter prentjie kyk, daar's baie energieskuiwe gewees, kultuur, spankeuses, jy weet daai tipe goeder. So ek dink ons was bevoorreg geweest. Ons het die eerste span het gewen, die tweede span het gewen. Ek dink die derde span het gelyk opgespeel, vierde span het gewen en die 120s het gewen. Ja, is goed. So baie goed. die dag vir die klub was goed. En ek dink dit was 'n bietjie 'n nuwe herlewing vir die spelers om te besef, hoorie, maar hier's actually iets, maar dis hulle wat dit bring. Ja. Hulle moet verstaan. Ja. Jy kan nie 'n stukkie vleis afsny as jy nie jou mes vat en 'n stukkie vleis sny nie, weet. So tot en met dan, dit was dink ek is ons op dreef. Die Carlton reeks weet ons almal, die Carlton beker is een van die oudste bekers. Dit is nie maklik nie. So ek dink die voorbereiding en die spel op die dag is die groot ding wat saak maak, want ervaring tel nou in die Definitief. En dan moet ek vir jou sê Sibanya Super League,
of die kap gedeelte daarvan was baie goeie blootstelling geweest aan die spanne wat daaraan deelgeneem het. Tipe van 'n killer kompetisie, jy weet as jy verloor as jy uit. Ek dink jy kry 2 kansse as jy dan nog nie opval nie, afhangende nou maar hoe dit deur die liga gegaan het, maar wat ek wil sê is daarbey is dat ten minste was die blootstelling daar baie vroeg in die seisoen en jy kon sien as coach en dan ook jou span aan die blootstelling en die wetywering kon jy sien waar jy staan, want so wat jy reg nou gesê het, Carlton is maar die Billy hierso by ons, maar die Carlton Liga, jy kan nie Blouberland insien sonder die Carlton Liga nie. Nee, absoluut. Ek dink die Carlton beker is die beker absoluut wat in klub rugby bestaan wat hy ou wil wen. Ja. Ek meen Naka het gewys al die laaste 4-5 jaar dat hulle 'n baie goeie groot groep ouens, 'n ervare groep ouens wat saamkom. Hulle ken mekaar, hulle verstaan mekaar, hulle weet al die goedjies wat die afrigting span daar met Marinus van der Walt aan hoof in plek het. So ek dink die groot uitdaging is om selfvertroue te kweek. En natuurlik moet jy 'n plan hê. Die groot ding is ou kan altyd 'n plan hê, maar jy moet dit kan uitvoer en ek dink dit is die groot ding is waar die ouens selfvertroue kan kry met die uitvoering. Ons het so 'n paar dingetjies gesien in die Sibanya klub, great blootstelling soos ons nou al by oor gepraat het. Ek dink ons kort meer van dit veral in klub rugby want dit is 'n goeie platform vir ouens om hulle self uit te stal, maar ook om uit te stal waarmee hulle besig is en waar hulle kies om betrokke te wees. Ja. Weet dit bly rugby, bly kompeterend. Definitief. Meeste van die ouens nou speel oor dat hulle nog steeds lief is vir die spel. Ja. So hulle daar's van die ouens wat 'n tweede kansie kry. Ja. Weet en my groot ding is net ek sê vir die ouens baie gereeld, ek sê boys, geniet dit. Ek het in 15 jaar oor die 450 eerste rangse wedstryde gehad en as ek nou terugdink, dan dink ek by myself ek moes bietjie stadiger gegaan het en dit meer geniet het. Al die ervarings. Ja. Ou mis die rugby, ou mis die rugby speel, ou mis nie die oefening nie. So ek verstaan dit aan die een kant by die spelers, maar ek dink die groot ding wat ek mis en ek maak dit baie attent. Ek het vroeër gelei na menslike kapitaal is jy moenie vergeet om dit te geniet saam met die ouens met wie jy dit doen. Beslis. Jy dis karakters, julle skaaf mekaar, julle leer by mekaar en ons 'n sê ding en ons almal weet dit, rugbyvriende is vriende vir altyd, vriende vir lewe. En dit is die ding wat 'n ou moet koester. Uit. Gary, jy self was daar gewees as speler. Jy staan nou in die skoene van 'n coach, van 'n afrigter. Jy weet hoe koop jou span lede in op jou as coach. En daai is 'n verhouding wat vir ewig gaan. Maak nie saak wat gebeur nie. Hier en daar kan iets, maar mense kyk altyd na die positiewe. Ek persoonlik het in 'n rugbywedstryd wat ons die finale teen mekaar uitgespeel het, was nog in die Eskom provinsiale liga gewees. En die speler is vandag nog na 34 jaar die teenstander. Is na 34 jaar nog my vriend. Ons gaan juist die naweek bietjie kuier. Ek gee dit op vir niks anders te nie. Absoluut. Ek gaan by hom kuier en dit is so ryk verwant. Jy weet boonbehalwe wat die toeskouers sien na buite. Dis wat ons ervaar, wat betrokke is in die hoofaar van rugby. Dis wat ons ervaar, wat ons lewens ook verryk. Nou sê net vir my, die Carlton Liga begin die komende naweek. Dit is korrek. Ja. Julle teenstanders? Ons teenstanders is Centurion by ons 4uur Saterdag die 2de Mei. Sien baie uit daarna. Ek dink dit gaan 'n klipharde wedstryd wees. Centurion is ook 'n gedigte span. Hulle het ook nou onlangs vir Jan Brandt saam met Jacques Potgieter by wat hoofafrigter is gekry. So kyk die Carlton moet ou weet. So op die dag as jy nie jou kans gaan benut nie en jy gaan toelaat dat jy bietjie geboelie word want dit is maar fisiek. Ek kan vir jou sê, ekskuus ek val jou nou in die rede, ek kan vir jou sê verlede jaar het julle teen Grizzlies gespeel. Hulle het hier gespeel. Ek het daai wedstryd gedoen. Ek kommentator ook net. Ek het daai wedstryd gedoen. Grizzlies kom stamp julle gatte hierso, as ek dit nou so kan sê, want dit is ons taal hier in Blouwoodland. En toe gaan julle na Grizzlies toe en julle gaan stamp hulle daar. Soos wat jy nou sê, tereg daar. Jy moet opdaag vir die dag, Pel. Ja, nee, absoluut. En ons baie dinge wat in die voorloop gebeur van 'n wedstryd. Baie dingetjies waarmee jy uitdagings vind, spankeuses, beserings. Ons is almal mense, jy gaan nie almal kan gelukkig hou nie. Daar kan ongelukkig net 15 op die veld hardloop en dan die groot kanonne
wat gewoonlik ons sê is bankspelers, maar as impakspelers, maar ek noem hulle die groot kanonne wat ook 'n geleentheid kry. So daar is ongelukkig net plek vir 23 en 'n ou hoop dat jy kan altyd die regte keuses en kombinasies maak wat mekaar aanvul. Ja. En ek dink dit is die groot ding en dis wat dit eintlik so lekker maak want daar's so 'n bietjie taktiese spel daarin. Sonder om jouself te veel weg te gee. Ja. Jou beplanning, daai goedjies. So dis die lekker gedeelte daarvan. Interessant, jy en Jacques, julle het saam gespeel op 'n stadion? Ja, natuurlik. Jacques het hier opgekom van Oostelike Provinsie. Ek was toe die kaptein by die Bulle en ek maak die grappie so nou met hom, ja, junior. Hoewel hy baie groter as ek is en hy is nog redelik aktief. Ja. Maar ek het hom nou die dag uit 'n week terug verlede week het hy verjaar. Ek het vir hom 'n boodskap gestuur. Hy potty baie geluk met jou verjaarsdag. Alles wat mooi is en hy het gesê, "Ja, wanneer gaan ek en jy 'n bietjie ontbyt eet? Skerts net voor die game." So jy weet daar bly maar daai tipe dingetjie. Ek dink al die Carlton beker afrigters het goeie verhoudings. Ja. Ek dink dit is 'n groot ding want op die einde van die dag of ek 'n afrigter is of nie, ek dien rugby. En dit is die groot ding vir my. Ek dink baie keer mense kan daai fokus verloor. Op die einde van die dag is ons nog steeds dienaars van die sport waarvoor ons is rugby. Ja. En ek dink dit is 'n groot ding wat baie dryf agter my sit. Ja. Is om rugby te dien. Julle kom nou Saterdag teen mekaar te staan. Het julle nou daai ontbyt wat julle beplan, gaan julle so 'n bietjie taktiek uitruil nadat julle mekaar ontmoet het op die rugbyveld? Ek weet nie, ek dink my persoonlike ding is ek is nie 'n afrigter wat bang is om te deel nie. Weereens ek sê vir my dit gaan vir my oor groei mens, groei sport, groei spel. Ek is ook nie volmaak as 'n afrigter nie. Ek het ook nie al die kennis nie. Ek bly groei. Ek bly leer. Ek forceer myself om te leer. So jy weet jy kry baie ouens wat die kaarte teen hulle bors wil hou en nie regtig belangstel om te deel wat hulle in 25, 40 jaar se afrigting het nie. Ja. Maar ek weer 'n bietjie anders dit beskou want weer eens my staanspoor is ek dien rugby. Ja. So ja, dit is belangrik om goed te doen. Ja, en vandag se rugby as ou gaan kyk, ons kontraktuele verpligtinge en dis performance georiënteerd. Ja. Verskoon my Engels. So jy weet, dit is ook 'n aspek wat 'n ou moet in gedagte hou. Ja. Maar ek dink die groot ding vir my is deel, want so groei ons almal. Ja. Die keuses wat ek daarna maak as ek gedeel het, is my eie keuse. Korrek. Jy weet, so ek sê altyd vir die spelers, ek kan vir jou baie dinge vertel, maar jy moet dit vat en jy moet dit eien maak aan wat jou pas. Beslis. Beslis. Maar terwyl jy nou so deel, nee, deel bietjie met my, is daar enige reëlverandering, aanpassings wat in hierdie jaar invloei wat op klapvlak gaan plaasvind, vernaam hier by ons in Bloubloed Kontry? Johan, die groot ding is die reëls verander redelik deurlopend. Yes. Ek dink die grootste area waar ons na wil kyk en op fokus is natuurlik veiligheid vir spelers. Dit is die hoogte wat jy tackle, kop teen kop stampe en daai tipe goedjies. So ek dink daar's redelike klomp verandering is daar rondom, is wat gaan die interpretasie wees en wat gaan die uitvoering wees en wat gaan die deurslaggewende besluit wees. So ek dink dit is 'n aspek in 'n area waarna ons wil kyk en oplet. Maar verder is dit maar meeste van die reëls wat al reeds in stand is met wêreld rugby. Ek dink ons probeer uit die aard van die saak met klub rugby ook voorbly op die nuwe reëls en die nuwe interpretasies. Die doel van hierdie program wat ons eintlik uitdra is om aan die publiek daar buite wat nie altyd by die wedstryd kan uitkom nie, dan ook by die wedstryd uitkom, maar die wedstryd geniet vir wat hy is op die dag, maar nie so tegnies daarna kan kyk op daai stadium nie, by die huis kan gaan kyk agterna, vir julle as coaches om retrospeksie te gaan hou. Die doel eintlik van hierdie program is om daai uit te bring en dan ook die kyker daar buite bekend te stel met die veranderinge, die reëls, die toepassings, daai tipe van goeders, jy weet. Ek dink onder andere van spelerontwikkeling, spelers bydra, die
die bestuur van verskillende provinsies van hulle spanne. Is dit soos wat jy nou gesê het, jy deel graag, voel jy dat daai interaksie vind plaas om rugby oor die algemeen op klapvlak na 'n hoër vlak toe te vat? Ek dink daar is interaksie tot in 'n mate. Ons was nou net na die Sibanya Liga het ons in die Hollywood Bets rugbydag op Witbank gespeel en ons het teen Witrifuur gespeel. En daar is natuurlik 'n sekere interaksie met die skeieregters, met die uiteraard van die saak ook skeieregters, maar met die ander afrigters. Ek dink nie dis altyd moontlik omdat die spelers en so aan so baie te doen het met mekaar nie, maar daar is klinieke wat ouens aanbied. Ek self bied 'n paar klinieke aan wat ek met afrigters te doen en deel skram, lynstaande, omgekeerde besit aanvalle, omgekeerde besit verdediging. Weet so die spel verander, maar dit bly tog dieselfde. Is so. Ek dink net dit is hoe sekere ouens dit interpreteer en dit uitvoer. So ou kan min of meer sien wat aangaan en hoe ouens sekere dinge benader, maar dat ou nie moet agterraak nie is belangrik en ek dink daar is waar daar baie geleer en gedeel kan word. Julle interaksie met die skeieregtervereniging, het julle al by mekaar gekom, kom julle by mekaar, doen julle reëlbespreking, verstaan julle wat word verwag van mekaar, want ek moet vir julle sê eerlikwaar ook, om myself nou in die rede te val hierso is, ek kry nogal blootstelling in die verskeie provinsies ook en sulke goeters. Ek doen kommentaarwerk in verskeie provinsies ook. En ek sien daar uit 'n skeieregter, ek kyk lankal nie meer soos 'n toeskouer na 'n wedstryd nie, lankal nie. Dit is 'n verlore. Dis tweede natuur. Ja, dis 'n verlore lekker daai, verstaan. Ek kyk nou basies uit 'n tegniese oogpunt uit en wat vir my nogal verbasend is, ten spyte van die harde werk en die verskeie skeieregtersverenigings, is daar tog 'n baie groot mate van interpretasie en ek dink vir julle ouens wat speel om hoër loure, nee, is dit sekerlik noodsaaklik om te gaan kers opsteek om op dieselfde bladsy te kom as hierdie skeieregters. Ons gaan werklikwaar probeer ook vorentoe om die skeieregtervereniging ook 'n bietjie op die program te kry. Stefan Geldnys wat die skeieregterbestuurder is hier by die Blou Bulle. Laat 'n mens net, jy weet, ons is almal maar jy weet so 'n tipe van op 'n troontjie. Jy gaan my niks vertel nie en ek gaan jou niks vertel nie. Toeskouer vir beampte en coach vir skeieregter. Daai tipe, ons ken al daai goeders, maar ek dink vir ons self om onsself te bevoordeel, is dit belangrik. Ek wil net aanvul, ek het nog 2 seuns op skool. Ek sê elke keer vir hulle, ekskuus Gert, ek sê elke keer vir hulle, julle moet die skeieregter speel totdat hy jou looi. En ek dink dit is die uitgangspunt van baie skeieregters, maar van beamptes, afrigters. Maar is jy as afrigter werklik waar on top of die reël? Want daar's soveel tegniese dinge wat jy kan doen, nee, wat jy mee kan wegkom. Maar dan sien ek net dit word nie gedoen nie en dan is daar naderhand 'n woordewisseling en dit lei net tot misverstande. Julle ouens van julle kant af gaan sekerlik probeer om daai skakeling met die skeieregters reg te kry daar. Ja Johan, weet jy wat ek dink natuurlik, dit is 'n groot leemte dat afrigters nie altyd 100% proaktief is in die sin om met die skeieregters en skeieregtersvereniging te kommunikeer nie en so ook die skeieregters te kry om na jou oefening te kom nie. Ek dink Stefan Geldnys is baie goed daarmee. Maar soos wat ek sê, hulle is ook altyd oop vir die geleenthede, maar ek dink nie ons en ek myself in kluis. Ek skeer myself onder dieselfde kam. Ek dink ons kan meer waarde daar uitneem, want op die einde van die dag, wanneer daai skeieregters blaas, vloei die wedstryd en jy moet laat die wedstryd sy gang gaan. Jy het jou ouens voorberei. Hulle moet tot op die punt wees waar hulle die verkeerde besluit maak, maar op die einde van die dag die vletjie beheer die wedstryd. Correct. En ek dink net as 'n ou bietjie meer blootstelling het, dan begin skeieregters ook spelers leer ken. Hulle weet presies wanneer. Kom ons wees eerlik. Rugbyspelers weet presies wanneer is hulle stout op die veld. Ja, natuurlik. Verstaan jy? Jy moet ou met jou jare se die Ewe self, ja. Ek sal nooit altyd pligsgetrou in my spore gestel.
Ja. Maar ek dink dit is 'n groot gedeelte waar ons kan groei. Want so ook kry die skeieregter ook prentjies van verskillende omstandighede wat hom ook help met die interpretasie en die uitvoering van dit wat hy doen op die veld. Natuurlik. Op die einde van die dag is hoe ou afrigters sy spelers voorberei en jy speel tot die fluitjie blaas. So as die fluitjie geblaas word en jy die verkeerde besluit gemaak, dan moet jy kan aanpas. En ek dink dis 'n groot ding wat ek by ons spelers probeer tuisbring is. Jy kan een ding doen as dit nie werk nie, moet ons kan aanpas sonder om momentum te verloor, sonder om foute te begaan, sonder om die telbord teen jou te laat rol. Ja, beslis. Gary, ons het nou baie gesels sover. Dankie dat jy hier by ons is. Ek wil jou so bietjie op die spot sit hierso. Wat is jou mikpunte vir hierdie Carlton Liga wat voor lê in 2026? Waar wil jy jou span heen vat? Ek gaan myself weer in die rede val daar. Mense moet net onthou, as jy nie jouself blootstel in die omgewing waar jy is nie, en jy dink jy stap in en jy gaan net die kroon vat, dan maak jy 'n hengse fout. Waar sien jy julle self? Ja, Johan, weet jy, ek sien ons definitief onder die top 3. Alhoewel ons net 5 is, my verwagtinge vir die spelers eerstens is om te groei en dit te geniet, want ek weet as daai afdelings by hulle is, sal hulle op die veld kan presteer. So natuurlik ou met aspirasies hê, dit sal great wees om die Carlton te wen. Ek dink vir eerstens vir die spelers is dit om in 'n beter posisie te eindig as verlede jaar. En ek dink om in 'n finaal te kan speel sal wat wonders doen, want op die ouene van die dag, 'n finaal kyk na homself op die dag. Ja. So ek dink die groot ding is om strategies te kan wees en momentum te kan bou om net in 'n finaal te kom en dan speel hy rugby. Ja, definitief. Ek sê altyd ook nee, sanity moet prevail. Jy moet jou savvy van rugby hou, dan geniet jy dit. En as jy dit geniet as speler, as jy dit geniet as coach, dan begin die beamptes dit geniet, die toeskouers geniet dit en dit is tog per slot van rekening hoekom ons rugby kyk. Dis nie om mekaar uit te haal nie. Dis om mekaar te ondersteun en dan tog as die koning uit te stap op die einde van die dag. Ja, absoluut. Ja, Carrie, baie dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het, vir jou pragtige vroukie wat saam met ons is hierso. Mag julle 'n goeie seisoen beleef terug hier in Suid-Afrika onder andere. Die weer vir ons is natuurlik op en af. Vir julle is dit hemel op aarde. Is hemel op aarde want as nie -20 nie. Ja, maar mag julle seisoen geniet. Sterkte vir jou klub, vir jou span. En mag dit goed gaan. Ons het vroeër met julle dames ook gesels 'n bietjie in Swan en ja, hulle stel lyk my die standaard op hierdie stadium. Die uitdaging is daar nie net vir die ander vroue spanne nie, maar ook vir julle ook. Maar geniet dit ou maat en ons sien mekaar soos wat die seisoen aangaan. Baie dankie Johan. Net once a queen, always a queen. So ons sien uit na die uitdaging. Julle het 'n ryk tradisie. Leef dit voort. Baie dankie Johan. Al sê ou maat dan. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou bloed. Ja, ons is blou bloed. How do they use the scrum? Centurion Rugby Club. About 5 meters away from the Naka Bulls try line. Naka Bulls feeling the pressure early on. Let's see how they use the scrum. Boyland, they scrummy. Quick feed here, running to the try line. So close. Naka Bulls defense not allowing any cracks to show, looking rock solid right now. However, Centurion Rugby Club knocking on the door of opportunity, spreading that ball, looking for the offload. Supporters screaming swing for the Centurion Rugby Club. Spending a lot of time now within the Naka Bulls 22. Little bit of a hot potato there. The number 7 from Centurion looking to hold on to that ball. Yes, there it is. First try of the game for the Centurion Rugby Club. Absolutely beautiful. And it was telling, just in the way in which they were able to build up from that try.
securing a solid scrum. They fly half, kicking that ball into touch in, and then using the line out, spreading that ball. And then the second scrum also going according to plan, securing the first try of this game. Centurion Rugby Club, 5 points up. Can they add 2 more points to their tally? Watch this man go. He plays a scrummy, wearing the number 9 jersey on his back. Willant securing that conversion as well. 6 minutes into this encounter, it is round number 2 of the Carlton Cup, a first team battle between the Centurion Rugby Club as well as the Naka Bulls. I can tell you this much, Centurion, they're up by 7 points so far. Naka Bulls are yet to score a single point. The Bulls with ball in hand here. Spreading that ball. Solid carry here by Van der Westhuizen, the man with the number 5 on his back. Not being shy in terms of the physical battle this afternoon are the Naka Bulls. Graaf combining brilliantly with Boshoff. Boshoff running into space. Watch this man go. Storm. Naka Bulls gaining meter after meter. Just that pairing, 9-10 pairing for the Naka Bulls, looking so good. Naka Bulls fighting back, securing their first try in this game just 2 minutes later, after the Centurion Rugby Club drew first blood. Just within their 22, long throw, brilliant line out. Centurion Rugby Club playing some textbook rugby. Watch this rolling maul go. Naka Bulls being tested. That maul rolling, gaining meter after meter. Watch this ball go. Naka Bulls being tested defensively. Yes! Absolutely brilliant. Second try of the game on the board. Centurion still with ball in hand. How do they use this one? Putting down the shoulder. Albert Bakker being pushed back. Albert Kapenda looking to get over that try line, being pushed back. Did he get that ball down? So close to the try line. Long throw. Absolutely brilliant. Great rugby on display here this afternoon in the Carlton Cup by the Centurion Rugby Club. Centurion with ball in hand. Naka Bulls feeling the pressure. How do they respond defensively? Centurion Rugby Club, they want to close off this first half with another try. Pressure being applied. Lita. Yes, sir. Marinus van der Vat. He'll have a lot to say during his halftime team talk. The head coach of the Naka Bulls, JJ, the left winger of the Naka Bulls. Watch them go here. Naka Bulls fighting back. Watch them go. Fighting back are the Naka Bulls, moving their tally up to 14 points. How do the Naka Bulls use this line out? Going for the short line out. Going into that rolling maul. Building momentum here. Are the Naka Bulls. Watch them go. Watch Naka go here. There it is. Absolutely brilliant. Securing their third try of the game into this Carlton Cup battle. Centurion Rugby Club lead 31 to 21 points. Naka Bulls running into space here. Watch them go. The support line is there. Finding his man.
Absolutely brilliant. Naka Bulls fighting back. Naka Bulls supporters not being happy with the referee. Chasing that ball down. Long kick for Naka. Finding his jumper into the rolling mole. Naka Bulls, how do they use this one? Yes, yes, yes. Big ball carrier. Watch the big man go. Theo, you're done. Decision-making time here. Decision-making time for the Centurion Rugby Club. Are they going to go for the penalty? Lots of their home supporters. Yes, the decision has been made. For Centurion. Absolutely brilliant. Wow. Big moments require big players to stand up. Boland, definitely not a big player in terms of physique, but he has shown a lot of BMT, big match temperament, slotting away a crucial penalty with 7 minutes left on the scoreboard. Centurion Rugby Club now lead by 1 point during a very, very close 33 to 34 point victory against the Naka Bulls. We've got the head coach here of the Centurion Rugby Club. He's smiling from ear to ear after that fantastic victory. Jacques Potgieter, you must be happy with that performance. Yeah, I'm very happy. I think probably 10 years of my life went away today. Very proud of the guys. The guys put their bodies on the line. There are going to be some sore bodies tomorrow, definitely, both sides. But I'm very proud of my guys. They really, really played very well. Looking at some of the star players that we have in the Centurion Rugby Club squad as well, we have to talk about Boland, the scrummy, who also handles the kicking responsibilities. Talk to me about some of the utility players that you guys have within your squad as well. Yeah, guys like Boland, he's such a talented young individual. I mean, he's got, I think he's got probably the highest IQ in rugby that I've seen in a long time. His decision making on the field is amazing. I mean, he's such a small little guy, but I mean, he acts like he's got a size 15 foot. But like I said, yes, hands off to the guys. I'm speechless. I don't know what to say. I'm just, so proud of the boys. Absolutely brilliant performance from Boland. They say dynamite comes in small packages, and that's exactly what you saw from Boland this afternoon. We have to talk about this environment in Centurion. I mean, the heartbeat of club rugby, I like to call it. Just a word of gratitude to all of these supporters that came out to secure that brilliant performance by the Centurion Rugby Club. Yeah, without our supporters, we won't be anywhere. It's not easy to come and play here, and we have to thank our supporters for that. They come every weekend. They come here in masses, and they come and support us, and we play for them. That's why we can play to the dying minutes of the game because of them, and we pull tough games like this because of them. So thank you so much to our supporters. Absolutely brilliant. Jacques Potgieter, brilliant victory there. Well done to the Centurion Rugby Club on securing that brilliant victory in the second round of the Carlton Cup. Full time in the second round of the Carlton Cup. Centurion Rugby Club securing a very, very close 34 to 33 point victory. The finest in club rugby, I can tell you that much. We've got two man of the match performances from these two gentlemen that join me right now. Let's start off on my right hand side. Lita, the man who played at center for the Centurion Rugby Club. A brilliant performance from you as well. And we saw you converting a try. How brilliant was that in terms of just your performance on the day? Yes, to be honest, it was massive. I mean, coming up with a giant team like Naka is always a massive privilege. I always compare to sort of first division Cup. But for me to try there under the poles was, yes, I think I lost my mind. At some point I forgot what was happening. But I mean, it means that much to me. And obviously we came out here as boys and we wanted to make a statement. And I feel the chance for the performance out here today.
2 victories in a row. What does this mean for you as well as the campaign? You guys are definitely building some solid momentum this season. It means nothing, honestly. You're right, we are building momentum. We have to keep our heads down and keep on building. That's what it means. We take it a day, game at a time. Next week, we're off. We take it again when we play again, and then we take it from there. It doesn't mean anything. It's past now. We focus on the future. The man with the number 8 on his back for the Centurion Rugby Club, Dean, joins me right now. He's smiling from ear to ear. Happy with the performance that we saw from you in terms of your own individual performance, but we also saw you carry the ball quite brilliantly this afternoon. Extremely happy about the performance. A few mistakes here and there, but not every game can be a Springbok game. But and the coaches told me in the week I need to back myself with the carries, and that's what I tried to do. And I think it went quite well. Now you guys were leading at half-time, going into that second half, losing a little bit of momentum, not coming back with 2 quick tries. At that stage in the game, things were looking a little bit shaky for you guys, but just the maturity for you guys to close off the game. So often teams lose momentum and then they don't bounce back, but you guys did it brilliantly in the dying seconds of this game. To be honest with you, the previous weekend the same happened. We had a lacquer lead and then we had a bit of a slope. And same happened here. I think that's the main thing we need to work on. We start strong and then we slack down a bit to the end. So I think we just need to finish for the full 80 minutes. If that happens, I think no one can stop us. Certainly, no one can definitely stop you guys. Lita, for you guys as a squad, looking wrong, what do you guys want to achieve in the Carlton this season? Possibly lifting the trophy at the end of the season? Definitely, that's the only goal. I have to lift the trophy. It's the only goal. Beautiful. I heard you mention it earlier. You had special supporters in the stands as well. Mother's Day yesterday. Look into the camera and share a special message to those that came out to support you this afternoon. To my partner and obviously, I'm very, very grateful he came up today. The support, not just today, throughout week in, week out on Sundays, during the week. I really, really do appreciate it. And to my baby, happy Mother's Day. And I'll make sure I make it worth your while. Absolutely beautiful. Dean, for you and squad this season, 2 victories in a row, looking good, looking like a well-oiled machine. I'm sure that the trophy at the end of the season is the only goal for you individually as well as this team. Yes, most definitely. At the end of the day, it's about how you finish, not how you start. So 2 good victories at the start was built, but we just need to keep it there. The main goal is towards the end, round 2 and the semi-finals and finals. Naka Bulls falling short by 1 point this afternoon in Centurion. Centurion Rugby Club securing a fantastic 34 to 33 point victory. It is the second round of the Carlton Cup. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou.
die wedstryd. Baie geluk in die tuisspan wat hierdie netjie wen 36-14. Congratulations to the home team Harlequins. Winners of the main match of the afternoon, the first teams, beating the team of Grizzlies 36 points to 14. Ons is meer as spelers, ons is broers. Deur te Kenton, ons is blou. Step. Step. Die volgende program wat ons vir julle gaan aanbied sal sekerlik in volgende Saterdag dan vrygestel word. Die eerste inleiding nadat die Carlton Liga hierdie naweek afskop hier in die Blouwil kontry en dan gesels ons verder op die program wat jy 'n nota van moet maak, die Bloubloed kontry en Potgooi deelname sal sekerlik later van tyd bewerkstellig word, maar tot en met dan sal ons verder gesels.